gaan net 'n gebed saam doen. Ek vra vir al die manspersone om vir ons te staan, dan gaan ons net 'n kort gebed saam doen. Wonderlike Hemelse Vader, ons bring eer aan U as die skepper van hemel en aarde. Ons dank U vir U onuitspreeklike liefde, wat U aan die mens kom openbaar het in die koms van U Seun, Jesus Christus, die Godmens, wat na hierdie aarde gekom het, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, daar begrawe is en opgestaan het op die 3de dag, en dat ons deur geloof in Hom, die Verlosser, redding van sonde kan ontvang. Baie dankie vir die Heilige Gees, die Gees van waarheid. En die Bybel leer vir ons dat as die Gees kom, sal hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal ons lei in die volle waarheid, en die Heilige Gees wat in ons harte kom woning maak, vir ons wat gered is, vir ons as verlostes. Dankie dat U Heilige Gees uitroep, Abba Vader. Daar is 'n begeerte in ons hart, Vader, om vanmôre met U te praat, en dankie dat ek hierdie gemeente kan begelei tot daar in die genadekamer, daar by die troon van genade, waar U vir ons hoor, en waar U vir ons sien, en baie dankie dat U 'n besondere belang ook vanmôre het, by U kinders hier, waar ons saamkom, by hierdie kapel, hier in Kempton Park. Baie dankie dat U vir ons ken by die naam, dankie dat U die hare van ons hoof getel het, dankie dat U 'n besondere belang het, Here, in ons lewe, in dit wat ons doen, en dat U vanmôre ook in U woord baie duidelik vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Ek het een ding agtergekom, Here, is dat die wêreld en die ou vyand mense verniel, en sonde vernietig huisgesinne, dit vernietig mense lewens. Die ou vyand bied hier die sonde so mooi aan, en hy kamoufleer dit so mooi, en wanneer die sonde die mens vat, is vernietiging die uiteinde. Maar Vader, baie dankie dat Christus kom sterf het, om die vernaamste van sondaars te red. Daar is nie 'n groot sondaar wat vanmôre kan sê dat my sonde is so groot, dat daar nie vir my redding en verlossing is nie. Daarom, Here, dank ons U en eer ons U, dat ons hierdie tyd kon vier, Vrydag, die kruisiging vanmôre, die opstanding en die wonderlike waarheid kan aanhoor, dat Christus gesterf het om sondaars te red. Mag ons hierdie boodskap proklameer, mag ons dit uitdra. Dis die enigste goeie nuus in hierdie land. Met soveel onheil en soveel hartseer en soveel bedrog en leuns. Ons het die waarheid en help ons om hierdie waarheid uit te dra aan elke nasie, taal, volk en stam. Help ons ook, Here, om hierdie waarheid uit te leef teenoor mekaar, teenoor my vrou, teenoor my man, teenoor my kinders, teenoor my huisgenote, teenoor my bure, teenoor my vriende en my werkskollegas. Mag hulle sien, Here, dat ons anders is, nie beter nie. Ons is anders, omdat Christus ons nuut gemaak het. En mag, Here, hierdie lewe wat ons leef, ander trek na Jesus. En mag daar blydskap in die hemel wees oor een sondaar, wat hom tot God bekeer. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God, ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, baie dankie ook vir daardie hartlike samesang. Ons is die Here dankbaar dat ons hierdie baie mooi liedere kan sing met die begeleiding wat ons het, en dat ons eer kan bring op die naam van die Here, en ook ons harte kan voorberei vir die waarheid van sy woord. En dis die hoogtepunt van elke erediens. Dis wanneer ons die woord van die Here oopmaak, daaruit lees. Ek wil U aanmoedig om U Bybel saam met U te bring en saam te lees, en dan ook te hoor wat die Here sê. Een prediker het onlangs gesê, vir hom die lekkerste om die blaaie van die Bybel so in sy hande te voel. Lekker om die woord van die Here te lees. Vir U wat nie die 53 vertaling Bybel het nie, ek het vir U op die bord hier op die linkerkant, U kan saam volg, en ons lees daar uit Lukas 23. Nou vanmôre is die opstandingsdag, en ons dank die Here dat die graf leeg is, maar soos Vrydag aangekondig, gaan ek die tweede deel bring vanmôre van die 7 kruiswoorde van Jesus, en dan gaan ons die boodskap afsluit met 'n baie besondere gedeelte wat ek dan ook in die teks ingebring het en in die boodskap ingebring het. Ek vra altyd vir die Here, wanneer ek so voorberei, dan vra ek vir die Here, gee my wysheid om die boodskap af te sluit, op so 'n manier dat dit eer sal bring op sy naam, en die hele boodskap sal saamvat in 'n baie besondere teks of gedeelte in die woord, en ek glo ook dat dit vanmôre die geval sal wees. Dankie vir U gebede, en die gebed van my hart is dat U ook vanmôre, terwyl U daar sit, sal vra, Here, dat U 'n eenvoudige mens sal gebruik om U woord te kommunikeer aan ons, maar dat ons 'n gewilligheid sal hê om te luister, wat die Here ook vir ons deur sy wonderlike woord en deur die werking van sy Gees wil sê. Kom
Kom ons lees saam Lukas 23 vanaf die 33ste vers. Baie bekende gedeelte, vra die Here dat u dit by hernuwing sal hoor met ontzag en met eerbied, asof dit die eerste keer is. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskerel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en 2 kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met die volk ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is omtrent die 6ste uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Ons het vanmôre die vertelling van Lukas gelees, wat handel oor hierdie kruisgebeure. Ons weet Matteus, Markus en ook Johannes het vir ons hierdie kosbare gebeure opgeteken, en mag die Here genade gee, dat ons die waarhede daarin sal raak sien, sal verstaan en ter harte sal neem. Vanmôre praat ons met u, vers 34, Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die tema dan die 7 kruiswoorde van Jesus, en u sal sien, daar staan deel 2, ons het Vrydag die eerste deel hanteer, en vanmôre gaan ons, soos die Here ons genade gee, dan deel 2 hanteer. Nou, net so kort oorsig, vriende, ek is lief daaroor om 'n kort oorsig te doen, ek is nie 'n onderwyser nie, maar as ons kyk na prediking is om onderwysing te gee. Dis soos 'n pa wat met sy kinders praat, dit is soos 'n onderwyser wat met die leerders praat, en 'n disipel van die Here is iemand wat 'n leerling is. En glo my, ek het nooit opgehou leer nie, glo dit of nie, ek sit hierdie week in my studeerkamer en ek sê vir die Here, Here, dat u my gekies het om vir u te werk, is wonderlik, want ek het gehaat om te lees. Was nie lekker nie. Om agter 'n lesenaar te sit, ek was 'n polisieman vir 10 jaar. Hoekom sou die Here hierdie polisieman wat nie lief is vir lees nie, wat nie lief is vir skryf nie, wat nooit voor mense gelees of gepraat het nie, hoekom sou die Here my gekies het? En ek gaan hom nie eens vra nie, want dit is nie my besigheid nie. Al wat dit oor gaan is in getrouheid aan die Here gaan ek poog om u te leer en te onderrig, soos die Here deur sy woord my leer en onderrig. En glo my, op my beurt luister ek weer na ander predikers, op die oomblik besig met Dr. R.C. Sproul se reeks oor die boek Matteus, wat vir my siel tot geweldige stigting is. Maar ons het verlede week bietjie gekyk, of verskoon Vrydag gekyk, na hierdie gedagte van die 7 kruiswoorde van Jesus, en die eerste 3 was gewees, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vir u gesê, die klomp mense wat daar was, Jesus kon hom gewreek het. Hy kon 12 legioene engele gestuur het, en so ongeveer 72.000 engele, en een engel het in een nag 186.000 Assiriërs doodgemaak. So, u wat goed is in wiskunde, maal gou vir ons 72.000, maal 186.000, en die antwoord is, baie. Dis die antwoord. Daar's iemand wat wiskunde goed ken, dis baie. Die Here kon die hele Jerusalem uitgewis het, maar hier hoor die rowers aan die kruis, hier hoor die omstaanders, in plaas van om hulle te vernietig, bid hy, Vader, vergeef hulle,
Hulle weet nie wat hulle doen. Ek het vir julle gesê, die volle omvang van hierdie gebeurtenis hulle nie verstaan, dat hulle hierdie meester Christus Jesus, die verlosser, gekruisig het nie. Die tweede wonderlike gedagte wat ons na gekyk het, was toe die Here vir die rower sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vir u gesê, toe die rower sterf en hy kom daar by die heerlikheid, by die poort, en hulle vra vir hom, wat doen jy hier? Was dan net een antwoord, die man in die middel het gesê, ek kan hier wees. Ek vertrou dat u vanmôre kan sê, dat ek ook gered is uit genade, dat hierdie Here Jesus Christus ook my verlosser en saligmaker geword het. En dan Jesus se omgee vir sy aardse moeder. Vrou, daar is u seun, en dan daar is jou moeder. Ons het afgesluit met die woorde van Matteus 11:28 wat sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Vriende, as jy vanmôre rus vir jou siel soek, geld gaan dit nie bring nie, 'n vrou of 'n man gaan dit nie bring nie, kinders gaan dit nie bring nie, 'n goeie werk gaan dit nie bring nie, 'n goeie pensioenfonds gaan dit nie bring nie, en 'n huisie by die see gaan dit nie bring nie. Daar is een wat rus kan gee, dis die Here Jesus Christus. Wanneer jy vanaand jou hoof gaan neerlê en jy weet, my sonde is vergewe, ek is vry, ek is op pad na God se heerlikheid, en ek volg hierdie Here Jesus met alles in my. Jesus nooi ons om te leer van hom, want hy is sagmoedig en nederig van hart, en dan sal ons rus vind vir ons siele. Maar vanmôre gaan ons aangaan, vriende, daar's nog 4 gedagtes, 4 kruiswoorde waarna ons gaan kyk. En vanmôre kyk ons na die 4de gedagte. U moet nou onthou, Golgotha's heuwel, hierdie klomp mense saam, dis asof hulle teen 'n misdadiger uitgetrek het, die Here Jesus wat hulle gesond gemaak het, die een wat hulle gevoer het, die een wat hulle siekes genees het, die een wat vir hulle goed was in elke opsig. Hulle trek soos teen 'n misdadiger uit, en hulle roep al hoe harder uit, soos dit vandag in Suid-Afrika ook gaan, wanneer die mop by mekaar kom, en hulle wil een of ander ding doen, hulle skree, hulle weet nie waaroor dit gaan nie, maar hulle wil hierdie persoon weg hê. Hy moet uit die weg geruim word, en hulle roep en hulle sê, kruisig hom. Jesus word gekruisig, en hierdie 3 kruiswoorde is gespreek, en dan kom ons by hierdie aangrypende woorde uit. Hier in Matteus 27:45 en 46, waar Jesus self uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Nou vriende, ons het nie tyd vanmôre om oor die 3 eenheid te praat, en hoe presies die een in wese 3 in persone in die woord vir ons verduidelik word nie. Maar een ding sien ons, dat terwyl Jesus op aarde was hy met hierdie goddelike missie besig gewees. En in hierdie oomblik van nood roep hy uit. En ek lees vir u, van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Dit was my aangrypend hierdie week toe ek voorberei het, vriende, dat tussen 12 en 3 is die son op sy hittigste. Dis die warmste deel van die dag. Die son skyn op sy helderste, en daar kom duisternis oor hierdie hele aarde, sê die Bybel. Nou luister gou. Daar is net een wat die son kan verduister op 'n tyd dat hy 'n sluier wou trek oor die gebeure, en dit is die God van die Bybel wat alles geskaap het. Hy hou die planete in sy hand, die son, die maan en die sterre. En op daardie stadium tussen 12 en 3, as die Bybel vir ons sê die 6de uur, was dit van 6 uur, hulle dag begin 6 uur tot 6 uur die volgende oggend. So 6 uur die 6de uur was 12 uur die middag. Het God self besluit om 'n sluier te trek oor die gebeure op Golgotha's heuwel. Die gespot, die geroep, ander het hy verlos, laat hy homself verlos. Die soldate wat sy klere verdeel, die mense wat hom beskimp en bespot. Die Bybel sê wat die tong teen hom uitsteek, wat dinge vir hom sê en dinge teenoor hom doen. Die Bybel sê dat God het duisternis gebring. Ek het myself die vraag afgevra en op 'n notas hier geskryf, waarom sou God 'n sluier getrek het oor die gebeure? Ek wil jou vra vanmôre terwyl jy hier sit. As aan jou kind gedoen was wat aan Christus gedoen was, sou jy nie ook voor hom wou staan en net so 'n bietjie van die skande afweer nie?
daardie hartseer, nou weet ons, die prys van Christus kan nie vergelyk word met enige ding waardeur ons gaan nie. Maar vriende, dit is verseker so, dat as ons begin spekuleer oor hierdie saak, gaan ons op miskien baie gaan wat nie uiteindelik uitkom by die antwoord nie. Maar ek dink die rede waarom God die sluier getrek het oor hierdie gebeure, die duisternis gestuur het, was omdat sonde op Christus uitgestort was, op hierdie bepaalde tyd. Ek het gekyk na die gebed van die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane. Jy sal onthou, hy daar gaan bid. En ek lees vir u daar in vers 42, Lukas 22. Jesus het gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem. Wat se beker praat die Here van? Hierdie beker van sonde, en ons moet stil staan by hierdie beker. Hierdie beker van elke keer as jy God gelaster het deur jou werke en ek hom gelaster het. Elke vuil gedagte wat ons bedink het, elke keer wanneer ons sy naam gebruik het en op 'n ongepaste manier van hom gepraat het, elke keer wanneer ons oneerlik was, gelieg het, gesteel het, wat ook al gedoen het, en luister, ons almal is skuldig aan sonde. Elke keer wanneer ons weet ons moet God se woord lees en ons doen dit nie. Elke keer wanneer ons moet bid en ons het iets anders in die plek van gebed. Hy het die vuilste sonde gesien van die grootste sondaar en hy sê, Vader, as dit u wil is, neem Gerard Bekes en die sonde van die mens wat in hierdie beker aan my vertoon word, neem dit van my weg. En nou hoor ons hierdie woorde. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En as u dink hierdie stryd van Jesus was nie 'n felle stryd nie, hoor wat sê die Bybel. Hierdie gebedsstryd was so fel en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En vanmôre in my gebedstyd het ek hieraan gedink. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. Ek wil vanmôre vir jou vra, en ek het vanmôre vir myself die vraag gevra, Gerard, wanneer die stryd vir jou vel raak, bid jy met groter inspanning? Of gaan sit jy voor die televisie en dink, ag, laat ek myself bietjie bejammer, of gaan maak ek vir 'n koppie koffie en ek begin gesels oor alles en meer, in plaas van om meer intens te bid. Jesus sien die beker van sonde, en hy begin bid soos wat u en ek miskien nie kan verstaan nie. Hoor hoe intens was hierdie gebed. Sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. En ek het gedink daaraan dat toe Jesus bid, my God, waarom het u my verlaat? Was presies dit waarvoor hy gebid het hier in Lukas 22, dat die beker van sonde verbygaan, maar nie my wil nie, maar u wil geskied. En op daai oomblik het God die sonde op Christus uitgestort. Vriende, op een of ander manier, gedurende daardie aaklige ure aan die kruis, het die Vader die volle maat van sy toorn teen sonde uitgestort. En die ontvanger van daardie toorn was God se eie geliefde seun. Hy het die sonde op Christus uitgestort. God het sy eie seun gestraf. U moet hoor vanmôre. God het sy eie seun gestraf asof hy elke goddelose daad gedoen het deur elke sondaar wat ooit sou glo. En hy het dit gedoen sodat hy daardie verlostes kon vergewe en behandel asof hulle Christus se volmaakte lewe van geregtigheid gelei het. Dis wat aan die kruis gebeur het. Die sondelose het dan ook die sondedraer geword. U moet tog nie die leuen glo wat vandag deur kerke verkondig word, dat Christus sondaar geword het nie. Hy het nie sondaar geword nie. Hy het die sondedraer geword. In die Ou Testament was die diertjie gebring, die hand van die skuldige was gelê op die hoof van die dier was keel afgesny, die bloed het gevloei, en dit was 'n heenwyse na Christus, die volmaakte lam wat sou sterwe. Christus kom, Christus sterwe, en die Bybel sê God stort die sonde op die vlekkelose lam, die Here Jesus Christus uit. Die Bybel leer vir ons in 2 Korintiërs 5:21. Hy, dit is God, het Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Luister, het jy al gedink daaraan, hoekom moes Jesus 'n volmaakte lewe gelei het? As hy nie 'n volmaakte lewe gelei het, 'n sondelose lewe gelei het nie,
kon hy nie 'n offer aan die kruis gewees het nie, want dan was hy sondaar soos ek en jy, en 'n sondaar kan nie vir 'n sondaar vergifnis bewerk nie. Jesus, sondelose een, gebore uit die maagd Maria, lei 'n sondelose lewe. Hy gaan sterf aan die kruis en in hierdie tyd stort God die sonde op Christus uit. En die genade is dat elkeen wat gered word, hierdie vergifnis ontvang en die lewe van Christus ontvang, en ook sien God ons in Christus as vergewe, as volmaak en as rein. Jesaja 53, die pragtige gedeelte daar, wat Jesaja skryf oor hierdie gebeure, daar op Golgotha staan daar, maar hy, Christus, is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Vriende, u en ek moes gestraf geword het. Ek wil hê jy moet vanmôre dit weet. Die straf van die ewige poel van vuur moes op my en jou gewees het. Ons moes vir ewig in God se hel boete gaan doen het vir ons eie sonde. En God stuur die plaasvervanger Jesus Christus. Wil u weet waarom God se oordeel so vel gaan wees eendag? Wil u weet waarom die hel vir ewig gaan wees? Want die Bybel sê as jy die offer van Christus verwerp, dan verwerp jy die Skepper God. Verwerp jy die enigste offer wat gebring kon word vir sonde. En daarom belangrik dat ons sal sien, vers 9, hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie, hy is 'n sondelose gewees. Maar dit het die Here behaag, dit het God behaag. Dit was God se plan van ewigheid af, om hom te verbrysel. Hierdie krank gemaak, vriende, is die sonde wat op Christus uitgestort is, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. Hoor gou wat staan daar? Sal hy 'n nakroos sien. Jesus het nie doelloos gaan sterwe nie. Hy het nie gesterwe dat hy daar in die hemel moet sit en moet respek gesê duim vashou dat iemand hom tog eendag sou kies nie. Ons is te sondig om Christus te kies. Hy het gesterf vir sy nakroos. Hy het gesterf vir elkeen wat gered sal word. En as jy vanmôre wonder, is ek een van hulle, dan vra ek jou net een vraag. Het jy al in berou en belydenis uitgeroep om genade? Mense wil met tegniese redenasies kom, ek vra jou vanmôre, het jy al gesien en geglo, en het God jou lewe verander? Hy sal 'n nakroos sien. Ja, die Bybel leer vir ons baie duidelik, Galasiërs 3:13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy het wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Ek het daar in rooi vir u gesit, die oomblik toe God die volle straf van sonde op die sondelose uitgestort het, was daar 'n verwydering wat ons nie kan begryp of verstaan nie. Jesus as volkome God en mens was vir 'n tyd, ja vir 'n oomblik van God verlate. En dit, vriende, was vir ons se Here Jesus erger as enige van die marteling en fisiese straf wat hy deurgemaak het. En ek weet nie wat dit is om van God verlate te wees nie. Selfs die grootste sondaar op hierdie aarde ontvang daagliks God se genade. Die son wat skyn, die versorging op tydelike gebied, die voorregte wat ons het. Vir 'n tyd lank was Christus van God verlate. Waarom? Omdat hy die sondedraer sou word. Die sluier is getrek oor die Golgotha's gebeure, toe hierdie wreedheid van sonde op Christus uitgestort is. Wil u weet hoe God sonde haat? Kyk na Christus. As u vanmôre nog lief is vir sonde, vra u self die vraag, het ek God dan lief? Want as God sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom as offer
aan die kruis verbrysel het. Nie omdat hy wreed was nie, maar omdat hy genadig was. Omdat u en ek in lewensgevaar was. Omdat ons ewige heil daarvan afgehang het. Was hy bereid gewees, en die Bybel sê, het hy sy lewe vir ons kom gee. My God, waarom het u my verlaat? Die volgende kruiswoord is ek is dors. U kan miskien vanmôre dink, maar ek is dors. Wat is belangrik daaraan? Ons almal raak van tyd tot tyd dors. Ek gaan vir vanmôre wys uit hierdie gedeelte hoe geweldig aangrypend hierdie woorde van die Here Jesus was. Hoor dit staan in Johannes 19:28. Hierna, omdat Jesus geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Jesus was op 'n goddelike missie. Hierdie woorde was nie toevallig gesê en woorde wat maar net in die niet verdwyn het nie. Dis opgeteken in die heilige woord van God. Dis 'n vervulling van 'n profesie wat in die Bybel na vore gekom het, en toe ek daaroor dink, toe besef ek, vriende, in hierdie paar woorde sien ons die profetiese akkuraatheid van die Bybel. Geen ander boek kon met soveel akkuraatheid feite so lank in die toekoms reg voorspel het nie. En die Bybel sê vir ons dat Dawid as koning en profeet, ek het vir u nou gesê hy is profeet ook, want Handelinge 2 vers 29 tot 31 sê dit vir ons. Skryf in Psalm 69:22. Koning Dawid skryf en hy sê, en hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Vriende, Jesus was volkome God, en hy was volkome mens gewees. As ons kyk na die godheid van Jesus, sien ons dat hy dooies opgewek het, hy het sondes vergewe, hy het brode vermeerder, hy het wonders en tekens gedoen, soos niemand anders dit kon doen nie. Maar aan die ander kant sien ons sy menslikheid, hy het moeg geword, hy het dors gehad, hy het geslaap, hy het geween. Ons sien die God mens, ons verwonder ons oor hierdie Here Jesus Christus, en daar aan die kruis sien ons die dors wat hy gehad het. Onthou, Jesus het die helse smart gedra. Is u saam met my? Dit was 'n intense stryd waardeur hy gegaan het. Baie mense sê, ag, hy was God gewees, so, dit was nie vir hom so geweldig intens aan die kruis nie, die pyn was nie so erg nie, want hy was God gewees. Die Bybel sê, hy was God en mens, en hy het dit ervaar soos u en ek het sou ervaar het. Net baie meer intensief, want hy sou die sondedraer geword het. Toe Jesus uitgeroep het, hy het dors. Vriende, was dit hierdie helse smart wat hy gedra het, hierdie dors wat u en ek nie vir mekaar kan beskryf nie. Glo my, in die jare wat ek in die polisie was, dan stuur hulle jou om roetes te loop, en dan loop jy jouself moeg, en dan moet jy nog verder loop. En dan kry jy 'n dors oor jou, wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. As jy dink aan die dag wat jy miskien geweldig dors was, hierdie was baie meer intensief gewees. Jesus sê, ek het dors. Die haat van die mens is teen hom, sy liggaam is besig om in te gee, die gebeure rondom die kruisiging is besig om sy tol te eis. Die straf van sonde was oor hom uitgestort, en ek vra vir myself die vraag in my voorbereiding, waarom ek het dors? En daar kom 'n gedagte by my op, terwyl ek so deur die skrif gaan. As jy vanmôre wat hier sit, en jy wat vanmôre luister na hierdie boodskap, jy moet vanmôre dit hoor. As jy sterf sonder Jesus, sal daar 'n dors wees in die ewigheid, wat nooit bevredig sal word nie. Volg saam met my. Toe hy uitroep, dit is dors, hy het dors, was dit die helse smart wat oor hom uitgestort was. Dit was 'n intense dors, dit was die vervulling van die profeseë. Maar as u en ek sterf sonder hierdie Here Jesus Christus, die saligmaker, sal met ons gebeur, wat die Bybel vir ons leer daar in Lukas, die 16de hoofstuk. En wie kan gou vir my sê, wat staan in Lukas 16? Die ryk man en Lazarus, u almal ken die verhaal, u het hom geleer van kindsbeen af. Daar was 'n ryk man wat in weelde geleef het, daar was 'n arm man by sy poort gewees. En die Bybel sê vir ons, albei het gesterwe. Wanneer laas het u aan die dood gedink? Wie sê nou vir my, Karel, kalm nou. Ons is by die opstandingsoggend. Moenie oor dood praat nie. Ek vra jou net,
Wanneer laas het jy oor die dood gedink? Interessant, die afgelope tyd, ek het so 'n bietjie foto's geneem van in die sosiale media waar hulle 'n bietjie koerantberigte gee. Hierdie bus val om en 8 kinders is dood. Hierdie bus is in 'n ongeluk en daar's 12 mense dood. Ouderdomme baie keer 12 en 14 en 15 en 16. Dan is daar weer iemand dood wat 30 en 50 en 80 is. Die dood, vriende, vra nie hoe oud jy is nie. Ek vra jou, wanneer laas het jy gedink aan vandag kan jy sterwe? En ek het die vraag beantwoord, waar sal jy wees? Die ryk man het gesterwe, so ook Lazarus. Lukas 16:24, en toe hierdie ryk man sterf, roep hy en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. U sien, Christus het uitgeroep, dit is dors, of hy het dors as deel van hierdie verlossingsplan, as deel van die vervulling van die profesie. As jy sonder Christus sterf, dan sal jy God se oordeel beerwe, en hierdie woorde sal by jou mond uitgaan, en daar sal nooit vervulling wees daarvoor nie. Daar sal nooit 'n verligting wees nie. Daar sal nooit 'n verkoeling wees van jou tong, as jy sonder Christus sterf nie. Is God wreed? Sê gou vir my. Baie mense sê, maar hy's 'n harde God, kyk, dat hy mense hel toe sal stuur. Ek wil nie so godsdiens bedryf nie. Kyk na Golgotha. Dan lyk die hel eintlik na niks. Waar God sy eie seun verbrysel het. Abraham sê vir die ryk man baie duidelik, en ek lees vir u Lukas 16:27. Abraham sê vir hom, ek kan nie oorkom nie, ons kan nie vir jou water bring nie, ons kan nie jou dors les nie. En nou sê hierdie ryk man, miskien is die eerste keer in sy lewe dat hy bid. Hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers. Om hulle dringend. Ek vra jou, is jy nog in hierdie getuienislewering van jou nog passievol en sê, ek wil mense vir die Here Jesus win, want die saak van die ewigheid is geweldig. As jy sterwe, is daar nooit weer 'n omdraai kans nie. Die Bybel sê hierdie ryk man roep en hy sê, Vader Abraham, stuur asseblief vir Lazarus, dat hy my broers waarsku. Dis 'n dringende saak hierdie, dat hy nie in hierdie plek van pyniging kom nie. Een antwoord. Ons het daaroor gesing vanmôre. Hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Ek vra jou vanmôre, moenie met baie slim planne kom om siele vir die koninkryk te wen nie. Wees getrou aan die woord. God sal vir sy eie woord dan ook, kom ons gebruik maar die platvloerse uitdrukking, pa staan. Spurgeon het gesê, God's word is not a tamed lion, dis nie 'n mak leeu nie, maak God se woord oop. Gee vir mense God se woord, en die Heilige Gees sal self doen wat nodig is. Jesus sê, ek het dors, die intense dors, die helse smarte wat hy dra. Daarom vanmôre die boodskap, as jy sterf sonder Christus, sal daar 'n ewigheid aanbreek, sonder dat daar enige van jou behoefte vervul sal word. Die volgende uitroep aan die kruis, dit is volbring. Johannes 19:30, die 6de kruiswoord van Jesus, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en hy het die Gees gegee. Ek wonder wat het in die geesteswêreld gebeur, toe Jesus sy hoof laat sak. Almal kyk, almal hoor, onthou vriende, hy het geroep. Dit was 'n harde geroep. En die meeste van ons sal sê, en soos die wêreld sê, loser, verby moet hom. Hy's dood, waar is hy nou? Hy sal mos die tempel in 3 dae bou. Hy is mos God, laat hy homself red. As jy gaan kyk na hierdie woorde, dan is dit die kreet van oorwinning wat Jesus geuiter het. In die Grieks is hierdie woorde, dit is volbring, die woordjie tetelestai. En Jesus roep dit uit, en mense hoor dit. In die hemel en op aarde hoor hulle, dat die Seun van God die volle prys betaal het. Alles wat Vader aan hom opgedra het hy stiptelik en met oorgawe ten uitvoer gebring.
Vir die wêreld is hierdie 'n verloor situasie. Dat hierdie man met al die mag en krag en heerskappy soos 'n misdadiger aan 'n kruis sou sterwe en daardeur mense bespot word en dan uitroep, dit is volbring. Dis 'n verloorder met wie dit so gaan. Maar in die heerlikheid van die hemele en in die sterwe van Jesus is dit die grootste oorwinning wat in die hemel en op aarde behaal is, toe Christus die offer gebring het en hy het gesê, Vader, alles wat U my gegee het om te doen, het ek gedoen. Kom ek lees gou vir U wat staan daar in Jesus se hoëpriesterlike gebed, Johannes 17. Nog voor hy aan die kruis gehang het, bid hy en hy sê, ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Wat my aangrypend was gisterand in ons huisgodsdiens, is dat die Here telke male sy disippels verwyd het oor hulle ongeloof. Ek vra vir jou vanmôre, sit jy nog hier in ongeloof? En jy sê, ek hoor wat Jesus gedoen het en ja, ek hoor al hierdie goed, maar dit maak nie vir my sin nie. Vra God dat hy jou oë sal open, dat dit sin sal maak. Hierdie is die gedeelte in die woord wat die meeste sin maak. Dat God die offer gebring het. Onthou in die Ou Testament, as daai lammetjie geslag was, as daai lammetjie gesterf het, dan was dit 'n heenwyse na Christus. Die volmaakte een wat eens en vir altyd sou sterwe en dan die offer aan die kruis sou bring. Jesus het presies dit gedoen wat Vader hom opgedra het om te doen. Geen aanvullende menslike werk kon ooit die versoening wat Jesus aan die kruis gekoop het, aanvul of verbeter nie. Vandag is daar mense wat vir jou sê, jy moet jou laat doop. Dan sal jy sekerheid van saligheid hê. Onthou, jy moet in 'n vreemde taal spreek, dan sal jy gered word. Onthou, jy moet werk om jou saligheid dan te beerwe. Dan sal alles goed gaan. Anders sê daar's 'n vage vuur. Anders sê jy moet sekere diensure doen vir die koninkryk. God sê, kom soos jy is. Redding is gratis en verniet. Wat kry jy vandag wat verniet is? Ek onthou 'n meisietjie wat my so tyd terug bel en sy sê vir my, meneer Bekes, ek sê ja, sy sê vir my, jy het so pas 'n vakansie gewen. Ek sê nee. Sy sê van maar baie dankie en sy vertel, ek sê van nee, maar ek wil nou vir jou ietsie sê. Ek wil hierdie vakansie vir jou gee. Vir al jou harde werk wat jy doen. En toe kon ek dit nie doen nie. Hulle gee vir my gratis en verniete vakansie, wat ek niks mee kan doen nie. Want dit is nie verniet nie. Daar's altyd so 'n bietjie 'n fyn skrif onder dit. Daar is iets wat ons verniet kry. Dis by Jesus toe hy gesê het, dit is volbring. Vader, ek het die prys vir Gerard Bekes se sonde betaal, en hy hoef niks te betaal nie. Dis deur geloof, uit genade aan hom geskenk. Efesiërs 2:8 en 9, want uit genade is jy gered. Deur die geloof, luister, dit nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God, nie as gevolg van werke nie, sodat niemand kan roem nie. Die meeste kinders van die Here met wie ek te doen kry, sê vir my, o Gerard, ek probeer. Ek wil jou vra, hou op probeer. Kom op 'n punt van bankrotskap en sê, Here, nie my beste werke kan U beïndruk nie. As U vanmôre na Jesus kyk, en deur die geloof as ek in Christus vergewe van my sonde, dan is U tevrede, en deur U Gees stel U my in staat om 'n lewe te kan leef, van toewyding, 'n lewe tot eer van U naam. Vriende, die losprys vir sonde is ten volle betaal toe Christus uitgeroep het, Tetelestai. Ek vra jou, het jy hierdie geskenk al ontvang? Verniet. Of sit jy vanmôre miskien daar en jy dink by jouself, ja, ek is nie eintlik so groot sondaar nie. Dis miskien vir my pa bedoel, jy weet, daai ou is rof. En miskien hierdie buurtannie wat so gil en skree op haar kinders, sy kort miskien hierdie verlossing. Dan wil ek jou vra dat jy vir die Here sal vra dat hy jou die sondigheid van jou sonde sal wys. Die nood aan Christus. Dat jy jouself nie kan red nie, maar dat Christus die prys betaal het. Alles wat Vader hom gevra het om te doen, het hy gedoen. Die volle prys het hy betaal. En nou kom ons by die kersie op die koek.
Daar moet altyd 'n kersie op die koek wees, stem jy saam? 'n Koek sonder 'n kersie is nie 'n koek nie. En hierdie preek, vriende, sonder hierdie laaste punt sal nie sin maak nie. Want ek moet vanmôre vir u wys wat die laaste kruiswoord was en hoe die Here Jesus dan ook hierdie heerlikheid vir ons tegemoet gegaan het en hierdie offer voor Vader neergelê het wat 'n Vader aanneembaar was. Want hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. U kan miskien vra, maar hy het gesê dis volbring en hy gee die gees en al wat hier gebeur is die verskillende vertelling van die skrywers. Die een vul die ander eenheid bietjie meer aan. Dis maar al wat gebeur. Een en dieselfde gebeurtenis, Lukas 23:46. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hand gee ek my gees oor. En toe hy het gesê, blaas hy die laaste asem uit. Vriende, hierdie uitroep van Christus was 'n uitroep van sekerheid, van oorwinning. Volg saam met my. So kosbaar toe ek hierdie waarhede in die woord van die Here sien. Hierdie woorde van Jesus spreek boekdele. Hy sê tussen 12 en 3, my God, waarom het u my verlaat? En nou lees ons baie duidelik, Vader, nou gee ek my gees oor in u hande. Waar het hierdie verandering plaasgevind? Die prys is betaal, die sonde is uitgestort. God die Vader is tevrede met die offer wat gebring is. Hy is tevrede. En die Bybel sê vir ons dat Jesus hierdie teenwoordigheid van God die Vader ervaar het in hierdie sterwingsoomblik van hom. Psalm 31 vers 6, 'n profesie wat in vervulling gegaan het, in u hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here God van my trou. U sê vir my, hy is nie verlos nie, hy het dood gegaan. Dis juis die verlossing, sien u dit? As 'n saad nie in die grond val en sterwe nie, kan hy geen vrug dra nie. Toe Christus sterwe, toe begin die nakroos inkom. Sondaars soos ek en jy, wat gered word, dis die offer wat Christus voorgesterf het. In die hand gee ek my gees, oor u het my verlos, Here. Ek het die volle prys betaal, ek het nie omgedraai halfpad nie. Daar is oorwinning oor die sonde, die hel, die dood, die vyand, vir eens en vir altyd. Jesus sterf in veiligheid. Psalm 31 vers 8, vervulling van die profeseë. Vers 9 sê, kom ek lees vers 8. Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat u my elende aangesien, my siel in die benoudhede geken het. God het Christus se benoudhede presies geken in die fynste detail. U het my nie oorgelewer in die hand van die vyand nie. Luister, toe Christus uitroep tetelestai, het die duiwel nie gejuig nie. Die hemel het gejuig, die offer is gebring, die volmaaktheid gesterwe, en hy sal opstaan soos hy beloof het. U het my voete op vrye grond laat staan. My tye is in u hand, red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. Jesus sterf gewilliglik. Dis waarvoor hy gekom het, dis wat hy kom doen het. Johannes 10, 17 en 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Kan u agterkom, hierdie was nie 'n neerlaag nie? Kan u dit agterkom? Dit was nie 'n duim af. Ag, hierdie held het nou gesterwe en nou is alles verby nie. Jesus sê ek het met 'n goddelike missie gekom. Ek het alles gedoen wat die Vader my gesê het om te doen. En op die regte oomblik, op die regte sekonde, toe sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Vers 18, net so dat ons kan verstaan wat hy sê, dat ons nie misverstaan wat vers 17 sê nie. Ons doen dit mos met ons kinders ook. En die Here weet ons is soos kinders, ons verstaan nie altyd die eerste keer nie. Hy sê, ek lê my lewe af om dit weer op te neem, vers 18, niemand, nie die Romeinse soldate, nie die kruis, nie die dors, nie die feit dat hy gehang het daar, het sy lewe van hom afgeneem nie. Hy sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Hierdie Godmens Christus sterwe. Hy sterf in veiligheid, Vader, in u hand gee ek my gees oor. Hy sterf gewilliglik op die tyd, op die uur, op die oomblik wat dit bepaal was. Hy sterf as oorwinnaar. Hy sterf as oorwinnaar. Matteus 27:50, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee.
En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Wie kan vir my sê, wat was die doel van die voorhangsel? Ek het nou baie gepraat, nou gaan ek water drink. Nou moet u vir my sê, wat was die doel van die voorhangsel? Daar was 'n skeiding. Daar was die voorportaal, die heilige en die allerheiligste in die tempel, en tussen die heilige en die allerheiligste was daar 'n groot gordyn, 'n dik gordyn. Hy het gehang van die dak tot op die grond, en niemand kon in die allerheiligste ingegaan het nie. Daar was die ark van die verbond, met die twee gerubs wat bo op die ark van die verbond was, en God se teenwoordigheid was daar gewees vir die volk, en eenmaal in 'n jaar mag die hoofpriester ingegaan het in die allerheiligste met bloed, wat hy gaan offer het vir die volk voor die troon van God. En ek dink baie keer in prentjies. Dink jy ook in prentjies? Man, as ek nie in prentjies kon dink, hoe sal ek my vrou ooit kon sien in my gedagte? Ek sê van nou die dag, sy is die mooiste wat ek in my lewe gesien het. Nou al 33 jaar. Maar om in prentjies te dink is 'n goeie ding. Nou sien ek die klomp priesters wat daar rondskarrel, daar in die voorportaal en daar by die heilige in die volgende oomblik. Luister, toe hierdie man Christus sterf, toe skeur daar die gordyn, en ewe skielik sien hulle die ark van die verbond. Ek wonder of hulle gehardloop het, en uitgeroep het, berge, val op ons. Ons het die heerlikheid van God gesien. Die oorwinning wat Christus behaal het hierdie gordyn geskeur. Sê gou vir my, wie in die verlede het gesterf? Mohammed, het hy gesterf en toe gebeur daar iets spesifieks? Nee, sy beentjies is nog steeds daar. En Boeddha, sy been het langer gevat om uit te kom. Bietjie wyd gewees, né? En al die ander gode, daar bestaan nie so iets dat daar wonderwerke gebeur het met hulle sterwe nie. Hierdie Here Jesus Christus, toe hy sterf, toe skeur hy hierdie verwydering. Wat is die boodskap van môre? Hy sterf as oorwinnaar sodat ek en jy toegang tot God kan hê. Op ons eie, op grond van my werke? Nee. As ek bid, sê ek, Vader, hoe kan ek in u teenwoordigheid kom behalwe op grond van die werk van Jesus? Daar is oudste broer, dis ons voorganger, ons is mede-erfgename van hom. Hy het vir ons in die allerheiligste ingegaan. Hy het sy bloed gegee vir Vader. Vader het gesê, hierdie bloed is aanvaarbaar. Jou offer is genoegsaam, sodat jy siele kan red. En die Bybel sê vir ons, die voorhangsel skeur, die weg is gebaan. Hoor gou wat gebeur? Die aarde het gebewe. Toe die Skepper sterwe, toe gee die aarde antwoord. Ek wil vir u sê, ek dink daai klomp om daai kruis het gebewe. Toe daar die duisternis opklaar, 3 uur die middag. Die stof hang nog so om daar die Golgotas gebeure. En die volgende oomblik begin die aarde ruk. En die Bybel sê vir ons, daar die hoofman oor 100, sê waarlik, hy was regverdig. Dis hy wat die offer sou wees vir die sonde, sodat ons gered kan word. Die Bybel sê die rots het geskeur. Vir eens en vir altyd is die weg na God gebaan. Die skeiding is weg. Geen offer sou weer nodig wees nie. Hy het vir eens en altyd finaal en permanent die oorwinning behaal. Jy's vanmôre of veilig in hom, of jy hink nog op 2 gedagtes en jy sê, ja, ek hoor wat sê hierdie ou, en ek hoor wat sê die ander gelowe ook, soos ek hierdie week met 'n man gepraat het, en sê vir my, hy is nie eintlik in die godsdienst ding in nie. Vraag van nou, en wat is jy? Hy is in die wetenskap. Dis ek, o ja, het jy geweet van die vooraanstaande wetenskaplikes is kinders van die Here? En dan gewoonlik het so amper half of hulle begin hakkel. Hulle dink nie aan wat hulle sê nie. Ek vra jou vanmôre dat jy sal dink dat hierdie waarheid van God opgeteken is in die woord, sodat ons kan sien, hierdie verlossing is vir jou en vir my. 1 Korintiërs 15:56, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Is ek vanmôre gered omdat ek beter is as 'n ander persoon? 1000-mal nie. Die Here weet ek verdien vanmôre nog sy ewige oordeel, maar dank God dat die oorwinning in Jesus behaal is. En in Christus is ek veilig, vergewe van my sonde. En ag vriende, ek het vanmôre ook weer gesit het met hierdie boodskap en net weer deur hom gewerk het
aan hierdie kruiswoorde gedink. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vrou, kyk jou seun, kyk jou moeder. My God, waarom het U my verlaat? Ek is dors. Dit is volbring. Vader, in U hande gee ek my gees oor. En ek vra net U aandag nog vir so 'n minuut of 2. Ek vra vir myself die vraag af, hoe sal ek hierdie boodskap afsluit? Dis opstandingsmôre. Ons sluit af met die dood van die Here waar hy die gees gegee het. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Watter goeie nuus gaan ek U nie huis toe stuur, behalwe die goeie nuus dat ek al reeds gegee dat hy verlosser is, maar U verlosser is dood en my verlosser is dood. As ons afsluit by Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dan wil ek U vanmôre net begelei na een gedeelte wat vir my so treffend was. En ek wil hierdie Goeie Vrydagdiens, hierdie opstandingsdiens afsluit met hierdie woorde. Johannes, die skrywer van die Evangelie van Johannes en ook van die 3 sendbriewe van Johannes en Openbaring sê die volgende: volg saam met my die Christus wat hy nou beskryf is, die een wat ons nou net gehoor het. Aan daardie kruis op Golgotha, met daardie stof wat gehang het om die kruis uitgeroep het. Dit is volbring. Die prys is betaal. Kom ek gee vir u wat Johannes beskryf oor hom. En ek was in die gees op die dag van die Here, Openbaring 1 vers 10, en ek agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê. Hierdie stem het gesê, dit is volbring. Hierdie stem het gesê, tetelestai. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Johannes sê, ek hoor 'n stem agter my. Dis soos 'n bassein wat weer klink. Ons as kinders van die Here hoef nie skaam te wees vir wat ons in glo nie. As daar een godsdienst is wat oor en oor bewys is as iets wat juis en vas en waar is die Christelike godsdienst. Johannes staan en hy hoor hierdie geweldige. Is u by my, saam met my op die eiland Patmos? Moet nou nie aan die see dink nie. Dink aan dit wat hier gebeur. Die geweldige bassein, die stem soos 'n bassein. En hierdie stem sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En gaan ons omkyk, gaan ons sien wat gebeur. Hy hoor agter hom, en die Bybel sê, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond. Klink dit vir u soos die een wat aan die kruis gesterf het? Ja, dis hy. Hy het miskien nie vir die wêreld so gelyk nie, maar toe God hierdie taak vir hom opgelê het en hy het hierdie taak volbring, toe sê die Bybel, is hy weer verhoog aan die regterhand van die Vader, en hy ontvang 'n naam wat bo alle name is. En die Bybel sê, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was as die son wat skyn in sy krag. As u vanmôre dit moes sien, wat sou u gedoen het? Wat sou u reaksie gewees het? Kom ek sê vir u wat het Johannes ervaar. Toe ek hom sien, toe val ek soos 'n dooie aan sy voete. Ek val soos 'n dooie aan sy voete. En hoor wat gebeur. Kyk die genade van hierdie God. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. As jy vanmôre Christus nie ken nie, vrees. As jy Christus vanmôre nie ken nie, wil ek jou vra dat jy sal vrees tot jy by hierdie verlosser uitgekom het, en dat hy vir jou sê, moenie vrees nie. Ek is die eerste, ek is die laaste, en ek is die lewende. Ek was dood. Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. As jy vanmôre wil hê God moet die poort van die hemel vir jou oopsluit, is daar een. Sy naam is Jesus Christus. As jy deur geloof in hierdie verlosser Jesus Christus vergifnis van sonde ontvang het,
dan sluit God hierdie poort vir jou oop. En deur die kruis van Jesus is daar verlossing, redding en die ewige lewe. Ons is vanmôre klaar met hierdie boodskap. Die 7 kruiswoorde van Jesus, daar is wonderlike waarhede, daar is geweldige waarskuwings. Ek vra jou vanmôre, kan jy met sekerheid sê, dit is wel met my siel, omdat ek veilig in Christus is. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U vir ons wysheid sal gee en insig en verstand om hierdie groot waarheid te verstaan. Help ons om opnuut Christus in sy heerlikheid te aanskou, want Vader, as ons dink aan dat ons moet sterf sonder Christus, wat sal die einde wees? Ons leef in 'n tyd, ons leef in 'n land, ons leef in 'n uur, Here, waar mense vir hulle self lewe, vir sonde. Hulle het vir hulle gebarste reënbakke gekry en die fontein van lewende water verruil. En Here, hierdie gebarste reënbakke kan geen water hou nie, daar's geen vreugde in sonde nie. Vir 'n oomblik is daar miskien genot, maar daar's geen blywende vreugde nie. Dit bring soveel hartseer en soveel pyn en soveel verdriet. Dankie vir hierdie boodskap van die kruis, dankie vir die verlosser Jesus Christus. Dankie vir die uitroep, dit is volbring. En dankie vir die graf wat leeg is. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in ewigheid. En nou sê U vir ons in die woord, en ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek bid dat dit die getuienis sal wees van elkeen wat hierdie boodskap vanmôre hoor. Dat hulle kan sê ek het die ewige lewe ontvang in en deur die soendood van hierdie ewige Here Jesus Christus. Die verlosser wat sy lewe aan die kruis gegee het. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troopsoekende gemeenskap van sy wonderlike Heilige Gees, wees en bly met ons en oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel, en lei ons in die volle waarheid, die waarheid aangaande hierdie wonderlike Christus, wat as offer aan die kruis sy lewe gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Amen.